Goeiedag en baie welkom hier by hierdie week se digitale boodskap vanuit Mosselbaai Moedergemeente. Ons trek al reeds in die 4de week na die Paasfees in die kerklike jaar en ons gesels vandag so 'n bietjie saam rondom 'n teks hier wat gaan oor die wonderwerke en oor dan nie net Jesus se wonderwerke nie, maar ook die wonderwerke wat sy eie disippels dan gedoen het. En vandag 'n paar gedagtes rondom dit saamwissel. So lees saam met my vandag hier, ons gaan lees uit Handelinge 9 uit en dan daar vanaf vers 36 af. In Joppe was daar 'n sekere vroue disipel met die naam Tabitha, wat as Dorcas vertaal is. Sy het baie goeie dade verrig en liefdadigheid bewys. In daardie dae het sy siek geword en gesterf. Hulle het haar gewas en in 'n bovertrek neergelê. Aangesien Lydda naby Joppe was, het die disippels toe hulle hoor dat Petrus daar is, 2 mans na hom gestuur met die versoek: "Kom sonder uitstel na ons toe." Petrus het toe gereed gemaak en saam met hulle gegaan. Toe hulle daar aankom, het hulle hom na die bovertrek geneem. Al die weduwees het huilend by hom kom staan en vir hom die onder- en boklere gewys wat Dorcas gemaak het toe sy nog by hulle was. Nadat Petrus almal na buite gestuur het, het hy gekniel en gebid. Toe het hy hom na die liggaam omgedraai en gesê: "Tabitha, staan op." Sy het haar oë oopgemaak en toe sy Petrus sien, het sy regop gaan sit. Hy het sy hand vir haar gegee en haar help opstaan. Toe het hy die heiliges en die weduwees geroep en haar lewend aan hulle getoon. Dit het dwars deur die hele Joppe bekend geword en baie het tot geloof in die Here gekom. Petrus het nog 'n hele paar dae in Joppe by 'n sekere Simon, die leerlooier, gebly. Vandag staan ons stil by hierdie merkwaardige verhaal uit Handelinge uit. Een waarin ons 2 uiteenlopende, maar ewe belangrike voorbeelde sien van wat dit beteken vir iemand om Jesus na te volg, of dan nou in sy voetspore te loop, soos ons baie van mekaar sê. Mary Oliver het 'n gedig geskryf, die gedig se naam is The Summer Day, en hierdie belangrike vraag daarin gevra vir mense. Sy sê: "Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life?" Of Peter Gomes het dit anders gesê, "What will it take for me to make a good life and not merely a good living?" Ons as Jesus-volgelinge kan hierdie vraag beantwoord deur na die navolgingsvoetspore van Petrus en Dorcas in hierdie teks te kyk. Die beroemde tydskrif natuurlik, Harper's Weekly, of later Harper's Magazine geword, het in die 1800s 'n artikel gepubliseer van oor die Amerikaners wat na die bekende Louvre Museum in Parys gestroom het om die kunstenaars wie se werke daar uitgestal word te gaan bekyk en dit dan na te boots. En die artikel het toe tot die gevolgtrekking gekom en gesê: "The true artists, the real ones, copies the picture of some great master and follows it out not with their eyes and with their hands, but with their heart and their soul." As nabootsing hierdie ergste vorm is wat ons iemand kan agteraan volg, wat beter lof en eer dan vir ons om aan God te bring, deur Jesus dan na te boots en hom te volg, hoe hy gemaak het. En ons storie vandag hier uit Handelinge vertel vir ons van 'n tyd toe iemand, Dorcas, se lewe betekenisvol ander is deur die nabootsing van Jesus Christus, maar nie net haar lewe nie. Want kyk wat het Dorcas ook alles beteken vir die mense daar. Maar eerste, kom ons begin by Petrus. Dis dieselfde Petrus wat vroeër vir Jesus verloon het. Nou staan hier as hy 'n kragtige apostel. Wanneer hy dan die nuus van Dorcas se dood hoor, reageer hy dadelik daarop. Hy gaan onmiddellik, sonder huiwering. Dit herinner my ook aan Jesus se reaksie wat dit was toe hy gehoor het dat Lazarus dood is. Die bereidwilligheid om te gaan na waar daar nood is. Dis die eerste stap om te neem wanneer ons Jesus se voetspore wil volg en nadoen.
Maar wat Petrus volgende gedoen het, is selfs meer betekenisvol. Daar in vers 40 lees ons, Petrus het toe almal na buiten toe gestuur en hy het gekniel en gebid. Let op hierdie oomblik. Voordat Petrus enigiets anders doen, dan kniel hy en hy bid. En hierin volg eintlik Jesus se voorbeeld ook so duidelik. Hoeveel keer het ons in die evangelies gelees en gesien dat Jesus homself afsonder om te bid en duidelikheid te kry nie. Selfs wanneer hy vir Lazarus gaan opwek uit die dood, bid Jesus eers tot die Vader. En hier lê 'n diep waarheid vir ons. Petrus het geweet dat die krag nie in homself lê nie. Die mag om lewe uit dood voort te bring, lê nie in die geneeser nie. Dit lê nie in die een wat die wonderwerke verrig nie, maar dit lê in God alleen. En ek wonder partykeer daaroor, as ek so hoor hoe mense deur dorpe heen en alle na mense toe aanry, sodat daai spesifieke persoon tog vir hom kan bid, of hierdie spesifieke persoon tog vir hom die hande kan oplê. Agter wie is ons aan hier? Maar aan die ander kant vra jouself ook af, hoeveel keer probeer ons nie, anders as Petrus hier, eers goeders uit eie krag doen, voordat ons bid nie? Hoe dikwels vertrou ons nie ons eie vermoëns en ons eie wysheid en ons eie oplossings voordat ons kniel nie. Petrus, wat hier mos nou vir jare agter Jesus aangeloop het hierdie les by hom geleer. Begin met gebed, eindig met gebed, maak alles 'n gebed. En dan, nadat hy gebid het, dan praat Paulus met gesag. Tabitha, staan op, en sy maak haar oë oop. Miskien dink sommige van ons, maar sulke wonderwerke gebeur nie meer vandag nie. Maar is dit werklik so? Of sien ons nie meer die wonderwerke nie, oordat ons te besig is met ons eie selfsugtige begeertes, en wanneer ons 'n wonderwerk wil sien, dan wil ons hê, dit moet wees vir ons voordeel, vir ons behoeftes, sodat dinge vir ons sal uitwerk. Die waarheid is, God werk steeds vandag. Miskien nie altyd op die dramatiese opwekking van die dooies wanneer hy jou gebruik nie, maar in die stille opwekking van hoop waar daar wanhoop was. In die herstel van verhoudings wat dood was, in die vernuwing van lewens wat verlore was. Maar ons selfsugtige fokus verblind ons. Ons soek hierdie wonderwerke wat my bevoordeel, wat my verwagtinge pas. Wanneer ons oë net op onsself gerig is, dan sien ons nie God se werking rondom ons raak nie. Ons sien nie die wonder daarvan nie. Ons staan teleurgesteld as die wonders waarvoor ek gebid het en wat ek graag wil hê, met my nie gebeur nie en nie aan my behoeftes voorsien nie. Maar Petrus het geweet, die wonderwerk is nooit vir jou eie glorie nie. Dis altyd vir God se glorie en is vir ander se welstand. Gaan kyk na die wonderwerke. En nou kom ons dan hier by Dorcas of dan nou Tabitha in die teks. Wat 'n merkwaardige vrou. In vers 36 word sy mos nou beskryf as die een wat ryk is aan goeie werke en barmhartigheid wat sy dan nou bewys het. Hierdie Tabitha, hierdie Dorcas, word aan ons nou op hierdie verrassende manier bekend gestel. Ons leer haar ken, wel, laat sy dood is voor ons haar leer ken. En dan word sy daar genoem 'n disipel, wat 'n ongehoorde term is vir 'n vrou, veral in die antieke tyd. Hoe het sy dit reg gekry om as 'n disipel bekend te staan? Dis iets wat net mans gedoen het. Hier is dit. Sy is 'n volgeling van Jesus, nie net in die naam nie, maar in die goedheid van haar lewe wat sy oral in die omgewing aan almal bekend gestel het. Sy is 'n nabootser van Jesus, die Jesus wat in haar is. En nou het sy gaan sterf. Dis uiters betekenisvol vir ons in hierdie teks, dat sy omring word deur die weduwees wat haar dood dan nou betreur. Hierdie weduwees was waarskynlik ontvangers van haar goedheid, as hulle die klere dan vir Petrus wys wat sy gemaak het. En let wel, hulle het nie haar grootste toesprake nou onthou en vir Petrus aangehaal nie.
Hulle het nie haar teologiese insigte opgenoem en opgesom en neergeskryf nie. Nee, hulle het die klere gewys wat sy gemaak het. Die tasbare bewyse van haar liefdesdiens. In Dorcas sien ons 'n geloof wat hande en voete gekry het. 'n Geloof wat nie net in woorde bestaan nie, maar in dade van liefde. Jakobus sê mos, geloof sonder werke is dood. Dorcas se lewe getuig van die teenoorgestelde. Dit getuig van geloof wat lewe, van geloof wat uitreik, van geloof wat opbou. En is dit nie presies hoe Jesus self geleef het nie? Jesus het nie net gepreek nie, hy het genees, hy het gevoed, hy het aangeraak, hy het gedien, sy hande was werkende hande, sy voete het na nood toe gestap. Wat betref hier van Dorcas is ook die konsekwentheid van haar diens. Hierdie reputasie het sy nie oornag opgebou nie. Dit lyk nie of sy net een keer aan 'n uitreikprojek deelgeneem het nie. Die klere wat gewys word, getuig van 'n lewe van voortdurende daaglikse diens. Dis maklik om eenmaal op 'n uitreik te gaan. Dis maklik om eenmaal aan 'n Kersfonds deel te neem en nie na daai nommertjie wat hulle stuur mos na toe te SMS. Dis maklik om een keer na 'n sopkombuis toe te gaan of die nagskuiling. Maar om dag na dag, week na week jou lewe te wy aan diens aan ander, dit is wat beteken om in Jesus se voetspore te volg. Dit laat my dink aan hierdie Franse woordjie. Hulle het 'n woordjie wat iets beskryf. Die woordjie is pastiche. Jy het dit dalk ook al gehoor. En dit beteken om herhaaldelik na te maak van 'n groot kunstenaar deur sy leerling, 'n leerling wat hom namaak, totdat die leerling dan sy eie unieke styl van sy eie gekry het. Ek en julle is hierdie vakleerlinge van Jesus, die vakleerlinge van hierdie nuwe lewe, en die Heilige Gees wil hierdie pastiche in jou lewe bewerk, sodat jy Christus in alles navolg, hom naboots, nadoen, imiteer, né? Liefdesdiens. Liefdesdiens is die belangrikste deug van 'n Christelike karakter. Christene moet hierdie mense wees wat uitstaan in hulle liefdesdiens, wat hulle in die naam en in diens van Jesus Christus dan doen. Daar is 'n boek geskrywe ook, The Greatest Management Principle in the World, en daar vertel Dr. Michael Leboe van 'n klein dogtertjie wat van die kleuterskool af teruggekom het by die huis, en hier op haar hemp was haar reuse wapen vasgewerk, en op het gestaan dan, vasgesteek dan wat sê, "Catch me being good." En hy skryf dat daai papierwapen was 'n belangrike boodskap vir hierdie kleutertjie se ouers gewees van haar juffrou af. Maar ons weet mos hoe gaan dit in die huis met die kinders. Mense sê so baie nee, en moenie hier nie, moenie daar nie, maak so. Maar hierdie juffrou kom sê vir hulle, as julle net aandag gee aan die probleme, die verkeerde optrede, dan bring dit julle nie eintlik iets nie. Prys haar 'n bietjie, beloon haar vir haar goeie gedrag, en julle sal meer goeie gedrag ontvang, skryf hy dan in daardie artikel. Miskien is dit 'n goeie lapelwapen vir gelowiges om ook aan te steek, as ons Jesus wil navolg. Catch me being good. In plaas daarvan om misdaad te pleeg, om die Heilige Gees te bedroef, kom ons pleeg goedheid. Kom ons leef Jesus na ander toe. Kom ons raak nooit moeg om goed te doen nie, soos hierdie Dorcas gedoen het. Dis waar ons lewe moet wees. Die wonderwerkende krag, ja natuurlik, is daar buite. Dit is deel van ons lewe, soos Petrus vir ons hier kom wys het. Ons hoor daai stories ook rondom ons. Maar die een wat hier raak gesien word hier nie is Dorcas se lewe in die verhaal. En dat die lewe gaan nie so seer oor hierdie groot wonderwerk momente. Dit gaan oor iemand
wat hierdie boodskap van Christus deur kan voer in die lewe waar hulle is, vir mense om te gee soos hulle is. Dis wat hierdie lewe van ons sê. En mag dit wees so vir my en jou, dat wanneer ons dink aan die lewe, en die wonder van hierdie lewe, ons bewus sal word daarvan dat dit hier reg rondom ons is. Partykeer as ek met mense praat, dan hoor ek ook dat mense sal sê, verwag 'n wonderwerk. Wonderwerke gebeur wanneer ons bid. Ja, verwag 'n wonderwerk, maar toe wonder ek by myself hierdie week, hoe sal dit wees as ons niks verwag nie? Want ons het nie soos vanselfsprekend verwag dat ek en jy by die deur uitloop en in 'n kar klim, of laat ons vanaand ons kop op 'n veilige plek neerlê, of laat ons volgende asemteug vat en ons longe vol asem maak nie. Wat daarvan as dit alles gesien word as die wonders en die seën van God waarin ons lewe? Hierdie storie vandag vind plaas hier in die kusdorpie van Joppe. Dis 'n hawestad gewees. Dis berig vir seerowers, vir handeldryf, die Romeine wat daarop toegesak het om 'n vinnige geldjie te wil maak. En hier in Joppe kry ons vir hierdie Tabitha, die entrepreneur, die besigheidsvrou, wat deur haar hande werk, groot liefdesdiens gedoen het, deur Jesus na te boots. Waar ook al jou Joppe is, selfs as dit 'n plek vol seerowers en skerminkels, gebruik dit as 'n basis om afgeskryfde mense van die wêreld lief te hê. Dit beteken al hierdie goeders, liefde aan die haweloses, dis 'n wonder. Dit beteken liefde vir 'n tiener wat keer op keer vir jou droog maak. En dit beteken liefde vir die een wat sukkel om te konsentreer by jou by die werk, jou so irriteer omdat hy 'n probleem by die huis het. Dit beteken liefde vir die vreemde karakter wat so anders lyk en anders aantrek as wat jy doen. Liefde vir daai bejaarde wat nooit jou naam kan onthou nie. Liefde vir daai moeilike skuurpapier, die abrasive mense in ons lewe. Liefde aan hulle wat sukkel om kop bo water te hou. Timothy Morel het geskryf, "This is extraordinary love. It's a love that treats everyone as an equal, as a precious child of God. This is the love that never runs out, because it is not a Roman commodity," soos wat dit was in daai tyd. Instead, it's a gift of God. Hierdie gedeelte wys vir ons duidelik. Wat is die bron van Petrus se krag? Dis God. Hierdie een wat sy seun mos uit die dood uit opgewek het. Die wonderwerk krag kom nie net in hierdie groot dinge, soos Dorcas se opstanding uit die dood uit ter sprake nie, maar ook in die liefdesdiens van gelowiges. Dis wonderwerkdiens. Kom ons beoefen die opstanding deur Jesus se liefde te versprei. So sal ons hierdie twee vrae kan beantwoord met ons lewe. Hierdie wat ons in die begin gesê het. Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? Hoe wil jy het leef? En die ander vraag was mos, what will it take from me to make a good life, and not merely a good living? Die Here vra dit van ons. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons vandag hier rondom die woord sit, dan is ons so geneig om vas te kyk net hier in die groot wonderwerke wat gebeur het, soos Petrus, wat ook hier iemand uit die dood uit opgewek het. Maar Here, hier is iets anders wat ook ons harte kom aanspreek vandag. En dit is hoe U deur die liefdesdiens wat ons aan ander mense doen, ook wonderwerke verrig in hulle lewe. Maak ons oë oop, Here. Maak ons oë oop, dat ons nie net die wonderwerk sal verwag nie, Here, maar dat ons ook in 'n verwagting sal staan, dat U met die kleine groot wonder kan verrig. Dankie vir U genade. Dis die grootste geskenk en wonder van alles aan ons. Ons eer U naam, in Jesus naam. Amen.
Baie dankie dat jy vandag saam geluister het ook. En mag jy 'n geseënde week hê. Ons sien vir mekaar volgende week weer. Totsiens.